iemand vir my sê, ja, ons is een vlakke nou. Waai net vir my asseblief. Yes, Lord, iemand waai net vir my. Is ons reg? Ons het nog al begin, jy moet reg wees. Amen. Van my sê. Is jy oké dan? Ja. Kom ons bid dit vanmorgen. Hemelse Vader, Here, ons kom vanmorgen na U toe die naam, bo elke ander naam, die naam van Jesus Christus. Here, ek wil U bid vanmorgen dat die wil van God in die huis sal beweeg, en dat die wil, Here, vandag sal geskied. Here, dit gaan vandag oor Jesus. Dit gaan vandag oor die seun van 'n lewende God. En Here, dit is die Gees wat hom met krag verklaar het, wat vanmorgen welkom is, en geen ander gees. Here, ons wil niks anders hê behalwe die stem van 'n lewende God. Here, niks anders behalwe die roepstem van 'n lewende God. Ons bid vanmorgen, Here, net sy Gees, net sy waarheid, net sy lewe. Here, ek bestraf elke gees vanmorgen wat nie van God af is, wat nie welkom in hierdie huis is nie, Here, want U het ons afgesonder en U het ons verklaar as heilig. Daarom is ons vanmorgen 'n versameling van heiliges, omdat God besluit het, ons is heilig. En ek prys U vanmorgen dat daar geen gees in ons midde sal wees. Die Gees van my Jesus. Ek prys U vanmorgen in die naam van Jesus Christus. Ons eer U dat U ons God vanoggend is. Die kinders van die Here sê amen. Kom ons gee die Here lof of They
Halleluja. Halleluja. Ek hoop jy is vanmôre hier iets by die Here te ontvang. Want ek het 'n boodskap vanmôre by die Here gekry. Vir jy wat hier is, omdat jy baie spesifiek inpas in God se plan vir dit wat voor lê. En ek wil dit glo vanmôre. Pastoor, jy sê gereeld, jy het vir ons spesifieke boodskappe. Gereeld is die Here besig om sy kerk op te tel. Amen. Die Here het nie gestop nie. I lift my hands to the coming King. To the great I am. To you I sing. For you are the one who reigns within my heart. Hy is nog steeds die Seun van God wat gaan terugkeer. Amen. Hy gaan terugkeer. Maar ek wil vanmôre sê hy gaan terugkeer vir 'n kerk wat op sy standplek is. Vir 'n kerk wat in die volheid van God geklee is en waar Christus die hoof van die gemeente waarlik is. I lift my hands to the coming King. Oh,
spreek die Here. Sal ek dan kyk na die gate in my hande en vergeet waarvoor ek betaal het. Ek spreek die Here en ek wil betaal vir jou lewe nie. Was dit nie ek wat jou afgesonder het? Was dit nie ek wat in my gees met jou was elke stap? Was ek nie daar in jou blydskap nie? Was ek nie daar in jou trane nie? Was ek nie daar in jou krag nie? Was ek nie daar in jou stryd nie? En het ek jou nie gedra tot vanmôre nie? Ek spreek die Here, die uur het al gebreek, dat ek weer in 'n liggaam sal loop op hierdie aarde, maar nie hierdie keer in 'n liggaam gebore uit Maria nie, maar 'n liggaam wat ek by mekaar gemaak het en betaal het op die kruis. Ek spreek die Here, ek het jou gebring tot vanmôre. En kyk, vanmôre staan jy hier met 'n begeerte na my, 'n begeerte na jou Here, 'n begeerte na jou Jesus. En kyk, sal ek die Skepper God, die daai begeerte in jou vorm en dit nie ook vir jou gee nie. Kyk, ek is hier om uit te stort op myself. Maar as jy vanmôre voor my kom staan, los tog van jou skepting by jou stoel. Want kyk, ek is hier om uit te stort, nie vol van die beperking van jou skepting nie, maar ek stort uit in die onbeperktheid van my vermoë. Want kyk, hier het gekom dat ek weer sal loop op hierdie aarde, dat my naam weer in die mond van die mens sal wees, maar dit sal wees nie in die liggaam gebore uit Maria nie, maar in die liggaam wat ek by mekaar gemaak het tot en met hierdie uur. So spreek die Gees van die Here jou. Halleluja. Halleluja. Praise die Here vanmôre. Halleluja. Sal nie krag of geweld wees nie, maar die Gees van die Here, Here. Ek prys U vanmôre. Ek loof U vanmôre. Alle eer kom U toe, Here. U besluit. Daar sal 'n liggaam wees wat opstaan. Ek prys U vanmôre. Ek eer U vanmôre. Sal ek ons daar nog een keer sing. Let it rain. Dit een keer. Praise you for Oh,
Is dat daar vanmorgen nog iemand? In wie die Here gepraat het? Is dat dalk een vanmorgen wat 'n druk op hulle hart het? Wat iets moet sê wat bang is vanmorgen om hulle mond oop te maak? Kyk, so spreek die Here. Ek is vanmorgen in julle midde. Nie as koning nie, maar ek is koning. Nie as herder nie, ek is julle herder. Nie as leisman nie, ek is julle leisman. Maar deur dit spreek die Here, ek is vanmorgen in julle moede, in julle midde as 'n verwoester. Ek het gekom vanmorgen om die werke van die duiwel in jou lewe te kom verwoes, spreek die Here. Ek het gekom vanmorgen om die kettinge van jou af te breek. Ek het gekom vanmorgen om jou vry te maak, sê die Here. Kyk op vanmorgen en weet, sê die Here. Dis goed dat jy my aanbid, maar weet dit vanmorgen, ek is hier om jou vry te maak, want jy is gebind, sê die Here. En ek is hier om jou vry te maak en die kettinge in jou lewe stukken te breek, sê die Here. Gee my 'n oor vanmorgen, gee jou binne 'n oor vanmorgen, want ek is hier om dit te breek, sê die Here van die leerskade vir jou vanmorgen. Halleluja. Halleluja. Daar is 'n uitstorting van die Heilige Gees wat gaan plaasvind, kind van God. En die Here gaan vrymaak en die Here gaan manne en vroue opwek. Amen. Glo jy dit vanmorgen? As jy dit glo, wil ek hier by die Here 'n groot lofoffer gee. Baie mooi na alles geluister wat die Here vanmorgen geopenbaar het. Vader, ek wil U bid vanmorgen. Here, om my te hou om in die woord oor te dra. Here, dis U verheerliking wat in hierdie hier voor lê. Dis U seën. Dis U waarheid. Dis U lewe. Dis U krag. En ek wil U vanmôre eer gee dat U die waarheid is, Here, die weg, die lewe. Dat U die God is wat verlos. Dat U die God is wat opwek. Dat U die God is wat die Gees uitgiet op alle vlees. En ek wil U loof vir dit. Ek wil U eer vir dit. Ek wil U prys vir dit. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Kind van die Here, ek is weet nog wel so 'n bietjie echo gewees. Jy hoor dit. Vra dit nie.
Ek het 'n lang week agter die rug vandat die Here met my begin praat het oor hierdie boodskap. En ek glo dat elkeen wat vanmôre hier is hier omdat die Here iets baie besonders iets in jou lewe gaan doen. Ek glo dat jy deel is van hierdie liggaam wat God gaan opwek. Ek glo dat jy deel is van hulle waarop God sy gees gaan uitgiet. En dan glo ek wanneer hy die gees uitgiet, sal jy vry wees. Soos wat die Here vanmôre alreeds geopenbaar het. Dalk moet ek vanmôre vir jou sê, waar kom ek aan die boodskap? En dan sal jy verstaan hoekom ek sê ek het 'n lang week gehad. Ek is seker van almal in die kerk weet wat die laaste week of 2 gebeur het met betrekking tot die gerugte dat die wederkoms van Jesus Christus sou plaasvind. Ek gaan geen uitlatings maak rondom hierdie dinge nie, dit is niks met my as mens as geheel te doen. Maandagoggend staan Susan op en ek vra vir haar, het jy my geroep? En sy sê nee, ek het jou nie geroep. En ek sê vir Susan, ek het jou gehoor my naam sê. En sy sê, dis nie ek. En toe sy vir my sê, dis nie sy wat my by die naam geroep het. Dit moet die Here wees. En ek staan op, en ek gaan badkamer toe, en ek spoel my gesig af, en terwyl ek daar staan, kom daar 'n stem in my hart op, wat vir my sê, die Filistyne is op jou. En ek hoor die woord, en ek besef, maar dit is dan die Here wat my vanmôre geroep het. En ek sê, Here, dat ek dan gaan sit met hierdie boodskap. Maar toe ek die woorde hoor, die Filistyne is op jou, toe besef ek ook, dat dit die Here se manier is om aandag te trek na 'n man met die naam van Samson. En ek het die laaste week gaan sit met Samson. En daar's dinge wat ek in my lewe nog nie gesien het. En soos wat ek met hierdie boodskap besig is en ek lees, en terwyl ek gisterand nog met dit besig is dit asof die Here baie diep in my hart praat rondom wie ek is en wat ek doen en wat die Here gaan doen. En daarom wil ek vanmôre die boodskap van Samson aan jou voorhou. Ek wil met jou Bybel vir my blaai na Rigters 16 toe. Dalk moet ek net vir julle sê wie is Samson gewees. Samson was 'n rigter, 'n man wat God gebruik het om sy volk te lei en onder die verdrukking van die Filistyne uit te haal. En wat besonder is met betrekking tot Samson, is dat sy ma was, sy het 'n droë baarmoeder gehad, sy kon nie kinders hê. Onvrugbaar. En God het besluit om Samson geboorte te gee uit hierdie droë of baarmoeder wat nie kinders kon hê. Ek gaan net vir jou lees Rigters 13. Jy hoef nie so te blaai net lees vir jou vandag. En toe die kinders van Israel weet doen wat verkeerd is in die oë van die Here, het hulle oorgegee in die hand van die Filistyne 40 jaar lang. Daar was 'n man uit Soria, die geslag van Daniete, met die naam van Manoach. En sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad. Maar die engel van die Here het aan die vrou verskyn en het geen kinders gehad. Maar hy het my gesê, jy het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Neem jy dan tog ag en drink geen wyn of sterk drank nie en eet niks wat onrein is nie. Want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeerwies mag op sy hoof kom nie. Want die seun sal van die moederskoot af Nasareëner wees vir God. En hy sal Israel begin verlos in die hand van die Filistyne. So Samson is gebore en God het 'n verbond met hom gesluit. Hy mag geen sterk drank drink nie en hy mag sy hare nie sny.
In hierdie besluit was Samson nooit geraadpleeg. Ek wil nie beloor wat ek sê vanmôre. Toe God aan sy onvrugbare moeder sê, jy gaan 'n seun baar, was dit 'n besluit van God af. En God het besluit, hy gaan met hierdie man, wat hy gaan gebruik om sy volk te verlos, 'n verbond sluit. En jy wat vanmôre hier sit, het ook geen besluit gehad oor jou geboorte. Verlede hoor vanmôre. Die feit dat jy gebore is, was nie jou eie keuse, jou eie wil. Die feit dat God met Samson dan 'n Nasareëner verbond gesluit het, was God se besluit. Amen. Jy en ek het ook 'n verbond met 'n lewende God, wat hy ook besluit het. Jy is in 'n Nuwe Testament ingetrek, nie 'n Ou Testament nie, 'n Nuwe Testament. En jy het geen keuse oor dit nie, want dit is God se wil en God se besluit gewees om jou te laat opstaan en jou lewe te gebruik om Christus te openbaar. Dis presies wat pastoor Derek vanmôre gesê het. Amen. En toe die Here jou geroep het om aan hom te behoort, het hy sy gees op jou uitgegiet. En die salwing van die Heilige Gees het al die kettinge wat op jou lewe is gebreek en jou vrygemaak en jou 'n gesalfde en 'n geroepe van God gemaak. En in dit het jy geen keuse gehad. Jy het geen besluit gehad dat God hierdie dinge vir jou moes doen. Die Bybel sê dat God het jou eerste lief gehad en hy het jou gesoek met 'n ewige liefde om hierdie dinge aan jou te doen. Amen. Dan wil ek gaan na Rigter 16 toe. God het natuurlik Samson opgewek en aan hom het hy 'n baie spesifieke gawe gegee. Hierdie man het bonatuurlike krag gekry. Nou wat besonder is dat die Filistyne was 'n gewelddadige nasie. Jy onthou Samson, Dawid en Goliat. Goliat was 'n Filistyn gewees. En God wek 'n man op met die naam van Samson, wat hy dan die gawe gee wat krag aanbetref, sodat hy presies met die gewelddadige nasie van die Filistyne kan deel, soos wat hulle met ander gedeel het. Dit help veel jy wek op 'n man van intelligensie en bonatuurlike denkende vermoë tussen die Filistyne, want hulle was nie so gewees nie. Hulle was 'n afgodsdienaarskap met 'n afgod met die naam van Dagon en hulle het oorlog gevoer. En God wek op 'n man met die naam van Samson wat op die gelyke vlak, inteendeel 'n vlak hoër as wat die Filistyne kan funksioneer, kan hy funksioneer. Hy het krag gehad. En jy kan van alles lees wat hy gedoen het. Maar ek wil nie die Here met ons opwek met hierdie krag vanmôre nie, want ek is seker daarvan as 'n paar van julle wat iemand ken wat hy dalk 'n paar klappe wil gaan gee totdat hulle tot bekering kom. Dit is nie vanmôre se boodskap. Maar ek wil hier met iets verstaan. God het presies geweet watter tipe persoon, watter tipe mens moet hy opwek met watter tipe gawe om loodreg teen die Filistyne te kom staan. So ook weet die Here presies vandag wat om met jou lewe en my lewe te doen, om nou in hierdie uur wat ons is, presies te kan wees wie God wil hê ons moet wees. Amen. Die Here het presies geweet wie die Filistyne was en wat hy met hulle moes doen. En hy wek 'n man op met die naam van Samson. Nou, hier wil ek begin vanmôre. Samson besig met Delila in Rigter 16. En ek weet nie van alles vir jou kan lees nie, dan kan ek maar alles vir jou lees. Dit dalk 'n klompie goed wat ek vir jou wil sê vanmôre, maar kom ons lees saam Rigter 16 vanaf vers 1. En as ek dan klaar alles gelees het en die boodskap bedien, dan kan jy vanmôre besluit of jy saam met my stem of glo dat dit is wat die Here vir ons as kerk moet doen.
Rigter 16 vanaf vers 1. En Simson het na Gaza gegaan, en daar het daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan. Toe die Gasiete die tyding kry, Simson het hier ingekom, omsing hulle hom, en lê hom die hele nag voor by die stadspoort. Maar die hele nag het hulle stilgehou en gesê, teen dagbreek sal ons hom doodmaak. En Simson het gelê tot middernag, maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die 2 deurposte gegryp en met die grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en opgedra met die top van die berg wat teenoor Hebron lê. Daar het hy 'n vrou wat in die dal Sorek lief gekry, die se naam Delila was. Toe kom die vorste van die Filistyne na hom daar en sê, haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is en waardeur ons hom kan oorweldig en ons kan bind om hom te bedwing. Dan sal ons jou elkeen 1100 sikkels silwer gee. Ek wil even net onthou dat hulle Delila genade het en dat hulle haar gevra het om hulle te help om Simson te oorwin. Onthou dit net vir liefde. Toe vra Delila vir Simson, vertel my tog waardeur jou krag so groot is en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing. En Simson sê vir haar, as hulle my bind met 7 vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens. Daarom het die vorste van die Filistyne vir haar 7 vars lyne gebring wat nie uitgedroog was nie en sy het hom daarmee gebind. En terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sê sy vir hom, die Filistyne is op jou. En Simson, die Bybel sê, toe verbreek hy die lyne soos deur 'n vlasdraad breek, as dit vuur uit, maar sy krag het nie bekend geword. Toe sê Delila vir Simson, kyk, jy het my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my tog nou waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord daar, as hulle my stewig vasbind met nuwe toue, waarmee geen werk gedoen is, dan sal ek swak word soos 'n ander mens. Toe Delila soos nuwe toue geneem en hom daarmee gebind en vir hom gesê, die Filistyne is op jou, Simson. Terwyl die spioene in die kamer klaar sit, maar hy het soos draad van sy arm afgebreek. En Delila sê vir Simson, tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuns vertel. Vertel my waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord daar, as jy 7 halfvlegsels van my hoof met weefsel saam invleg. Sy druk toe die vas met 'n pen en sê vir hom, die Filistyne is op jou, Simson. En hy het wakker geword uit sy slaap en die weefpen met die weefsel uitgeruk. Ek wil iemand hier saam gaan kyk. 3 maal het Delila vir hom gevra, Simson, sê vir my, waarom het jy soveel krag? En 3 maal het hy iets anders vra gesê. Maar die vrou stop nie. En sy gaan aan en sê die volgende, in vers 15. Toe sê sy vir hom, hoe kan jy sê, ek het jou lief, terwyl jou hele hart met my is? 3 maal het jy my nou al bedrieg, en my nie meegedeel, waardeur jou krag so groot is. En omdat sy hom met haar woorde aldaar gepers, en by hom aangedring het hy ongeduldig geword, dat hy kon sterf. En toe het sy hele hart aan haar bekend gemaak in vers 17, en sê vir haar, daar het nog nooit 'n skeermes oor my hoof gekom, want ek is 'n Nasareër van God, van my moeder skoot af, en ek is geskeer sou word, so my krag van my afwyk, en ek sou swak wees, soos al die mense. Toe Delila sien, dat sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne kom en sê, kom hierheen, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op, bring die geld, dit wat hulle net gevra gesê het, hulle sal offer, bring die geld saam met hom. En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak, en 'n man geroep, en 7 halfvlegsels van sy hoof afgeskeer, en sy begin hom te bedwing, en sy krag het van hom gewyk. Maar ek weet nie, hoe sy dit reg gekry het om hom in die slaap te maak. Daar's van die teoloë wat reken, dat terwyl Simson op haar skoot gelê het, het sy vir hom iets gegee om te drink, wat dalk wyn of alkohol in gehad het, en in daai oomblik het hy in die slaap geraak. Wat alles vooraf gebeur het, wil ek vanmôre net sê. Die eerste ding,
3 maal het hulle vir hom gevra, sê vir my, waarom het jy krag? Wat moet ons doen om hierdie krag van jou weg te neem? En vir 3 maal het Samson dit nie vraag gesê. Maar toe die vrou aangaan, sê die Bybel dat Samson ongeduldig geraak het. En nou wil ek net vanmôre vir 'n oomblik met die vrou praat oor die mag wat in jou lê vanmôre. Daar is wonderbaarlike mag in die vrou van God. As hierdie vrou wat 'n afgodsdienaar dit kon regkry, om 'n man met die naam van Samson wat geweet het hy is in verbond met God, as sy dit kon regkry, om hom toe te laat om sy God te verloon, dan lê daar baie mag in die vrou van die kerk vanmôre. Ek wil jy moet verstaan vanmôre, vrou, dis omdat daar mag in jou is, dat Satan jou probeer oortuig, dat wanneer jy die bad uitklim en jy kyk so in die spieël en jy dink vir jouself, maar wat goed en mooi is aan my, en ek weet jy doen dit vanmôre. En dan begin jy sien wat jy dink ander mense sien en nie wil sien nie. En dan begin die vrou dink dat sy nie waardig en goed genoeg is nie. Ek wil jy moet vanmôre weet, daar is meer in jou, suster, as wat jy besef. Daar is goddelike vermoë. Ek wil jy moet mooi dink, die kere wat jou man laag is, help jy hom laag te klim, of help jy hom op te klim? Want soos wat jy met hom is, so raak hy partykeer. Amen. My vrou het die laaste paar jare geleer, en al wat sy altyd vir my sê, en wat ek net waardeer, word ek van baie kwaad. As sy sien ek is nie lekker nie, dan sê sy my gaan bid so bietjie. Die vrou het wonderbaarlike vermoëns in die Here, as jy maar net vanmôre sal sien, dat God jou wonderbaarlik geskaap het. Amen. Samson het sy hart aan hierdie vrou geopenbaar. En hy het vir niemand anders voor dit al ooit vertel, wat die verbond wat God met hom gehad het was. Maar vir hierdie vrou, terwyl sy aangaan, sê hy vir sy na haar afstuur. En dan doen hy die volgende. Die Bybel sê, hy het op haar skoot in die slaap geraak. Nadat sy met hom gepraat het, vat sy hom. En in die gemak van hierdie liefdesposisie waarin hulle self bevind, raak Samson aan die slaap op haar skoot. En dit laat my dink toe ek dit lees, Here, hoe maklik is dit nie vir die kerk om in gemaklikheid aan die slaap te raak in die uur wat ons in leef vandag. Hoe maklik is dit nie vir die kerk om die verbond wat die Here met ons gesluit het, sommer net te vat as somme. Lees saam met my vers 19. Hy het op haar skoot aan die slaap geraak en sy het 'n man geroep en die 7 haarvleksels van sy hoof afgeskeur. En hy het begin om te bedwing en sy krag het van hom gewyk. Toe sê sy, die Filistyne is op jou. En toe staan hy op uit sy slaap. En hy sê, ek sal vry uitgaan, soos die vorige kere, en my losruk. Want hy het nie geweet dat die Here van hom besluit het, gewyk het. En hierdie laat my baie dink, dat die kerk in 'n slapende toestand lê, en dat die kerk dink die Here is altyd met ons. Maar as ons in die slaap is, hoe kan God met en saam en vir ons wees? En ek weet die Bybel sê, dat hy sal ons nooit begewe, en ons nooit verlaat. Maar kerk van God, ons is nie geroep, om op iemand se skoot te lê, en in die slaap te wees, in die uur waarin ons nou leef. Ons is nie geroep, om in daai gemaksigtigheid te lê. En ons is nie veronderstel, Samson was nie veronderstel, om hierdie wonderbaarlike verbond wat hy met God gehad het, net te gaan uitdeel, soos wat hy goed dink. Hy moes die verbond gekoester het, en naby hom gehou het, en dit nooit prys gegee het, vir 'n vrou. Eva het dit reg gekry. Ek wil nie hoor wat ek sê, Eva het dit reg gekry.
Adam het in sonde geval saam met Eva. Jesus het Maria gestuur met die eerste boodskap gesê vir die disippels wat lees. Daar is wonderlike vermoë in jou as vrou. Jy moet net na jouself begin kyk, die ooreenkomstig, dat jy 'n goddelike geskape wese is wat aan God behoort. En dan vir die hele kerk, hoe maklik hierdie kerk nie homself verloor. Toe die laaste rukse boodskappe uitkom en mense sê daar's 'n wederkoms, het die kerk opgestaan en sommige mense het die man gekruisig en sommige mense het dit gedoen en sommige mense het dit gedoen. Maar daar is een ding wat ek vandag sien, wat die kerk nog nie gedoen het en die kerk het nog nie wakker geword uit sy slaap uit nie, want ons gaan aan asof niks regtig gebeur het. Ek weet Jesus het nie gekom nie, ek weet dit. Maar ons gaan vandag aan. Daar's kerke wat presies aangaan, waarmee hulle begin het vandag, dieselfde as laasweek. Die kerk van Suid-Afrika, en ek praat met myself vanmôre, het baie gemaklik op hierdie vrou se skoot aan die slaap geraak, en ek is besig om dinge op te gee, wat myne is, wat God vir my gegee het, terwille van gemaklikheid. En daar is Samson, en toe hy uit sy slaap uit wakker word, het hy nie eers besef, dat die gees van God nie meer op hom is. Toe doen die Filistyne iets in vers 23. Daarop het die Filistyne hom gegryp, en sy oë uitgesteek en hom afgebring na Gaza, op met koperketTINGS gebind, en hy moes maal in die gevangenis. Daardie maal is koring wat hy gemaal het. So daar is meelstene gewees, groot en klein. Nou, wat interessant is die funksie van die maal van die stene, was beperk gewees vir gevangenisse en vrouens. So waar Satan gekom het, en my en jou gevat het, as kinders van die Here, en hy probeer ons afdring terug in slawerny, het die Filistyne Satan gevat en hom gedruk in slawerny. En hy het meel gemaal elke dag terwyl hy in die gevangenis was. En ek bid vanmôre en ek vra die Here, en ons het dit baie gebid die laaste ruk, dat die kerk sal opstaan. En ek vra weer vir die Here vanmôre, dat die kerk van God uit sy slawerny sal opstaan, en dat ons sal sonder ketTINGS vry wees in totaliteit. Nou ek weet die Here het ons laasweek gehelp, en ons weerstaan die duiwel en hy vlug, maar ek staan vanmôre en ek sê vir jou, die kerk het 'n groter plek wat hy moet bereik binne die Here. En daar is mense wat nog gebind is in die slawerny, wat loop om hierdie maalsteen, en hulle loop elke dag dieselfde pad. En dit moet stop. Die kerk van God is nie geroep om in slawerny vasgevang te wees nie. En jy ken mense vanmôre wat in slawerny vasgevang is. Mense wat in dieselfde sirkeltjie loop. Hulle stoot die maalsteen die hele tyd. Dit lyk asof hulle aanhou en hulle stop nie. Die Here moet die kerk vanmôre help, kind van die Here, dat ons kan opstaan en hierdie dinge stop in die naam van die Here. Die Filistyne vat Samson en hulle steek sy oë uit. En toe ek dit lees, toe tref dit my. Daar's 'n man met die naam van Paulus, wat 3 dae blind was. En toe die Here sy oë oopmaak, sê die Bybel, en hy iets so skille van sy oë afgeval. En in 2 Korintiërs sê die Bybel dat die God van hierdie wêreld het die sinne van die mens verblind, sodat hy die krag van die evangelie nie kon sien nie. En uit dit uit, terwyl ek dit lees, begin ek iets verstaan. Daar is mense daar buite wat blind is, wat nie die krag van die evangelie kan sien nie. En die Here moet ons gebruik om uit slawerny op te staan, om die blindheid uit die mens se oë te gaan haal, want jy bid vir mense en jy bid vir mense, en ek hoor iemand wat sê, pastoor, as hulle maar net kan sien. En ek wil vanmôre vir jou sê dat God gaan die mens weer dat sien.
in vers 22, waar die hare van sy hoof het begin groei. En die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle God Dagon, om vrolik te wees. Dagon is 'n leerling, 'n vis onderlyf, 'n mens bolyf. En hulle het 'n offer gebring aan hulle God om Dagon om vrolik te wees. En hulle het gesê, ons God het ons vyand Simson in ons hand gegee. Hier gee hulle erkenning dat Dagon die opgewekte gesalfde van die Here in hulle hand gegee het. Dink mooi wat gebeur het. Hulle het Delila betaal om Simson oor te lewer. Dagon het nie Simson in hulle hand gegee nie. Maar hulle gee erkenning aan hulle afgod dat U dit reg gekry het om hierdie man van God in ons hand te gee. Dis nie wat gebeur het. In vers 24, en toe die volk hom sien, prys hulle God, want hulle het gesê, ons God het die vyand van ons grimmig, van ons renewede, van ons land, wat ook baie van ons wat sewe het, in ons hand gegee. En hulle hart het vrolik gewees. Hulle het gesê, roep Simson, dat hy vir ons speel. En hulle het Simson uit die gevangenis geroep, en hy het voor hulle gespeel, en om tussen die pilare laat staan. Nou as jy gaan lees in 1 Korintiërs 10 vers 7, sal jy sien die apostel Paulus sê dat hulle gespeel het en gedrink het en geëet het. Hierdie was nie speel nie, dit was 'n bespotting. Hy het daar tussen hulle geloop soos 'n blinde, want hy was blind. En hulle het saam met hom gemaak asof hulle blind is, asof hulle ook nie kon sien nie. En hulle maak 'n bespotting van 'n man wat God oor besluit het. En hy was gebore uit sy moeder wat droë moederskoot gehad het, 'n onvrugbare baarmoeder. Hulle maak 'n bespotting van hierdie man terwyl hy daar tussen hulle staan. Maar die hulle het nie gesien dat sy hare begin groei het. Halleluja. En hulle was vrolik geweest, en toe gebeur daar iets. In vers 26. Daarop sê Simson aan die dienaar wat by hom staan, en sê, laat my staan, laat my die pilare betas, waarop die huis staan, dat ek daarteen kan leun. Nou selfs hierdie is nie onbereken. Simson kon enige plek wou gaan staan, en hy kon nie sien, maar hy vra die man, vat jy my na die plek toe wat lyk asof dit in die middel van hierdie gebou staan, 'n plek waar die gebou op rus. Vat jy my sien, vyand, vat jy my na die pilare toe. Vyand, vat jy my Golgotha toe. Vyand, vat jy my na die kruis toe. Vat jy my presies tot op die plek waar jy dink ek verneder gaan wees, want die kruis was 'n vernedering. Vyand, vat my presies na daai twee pilare toe, wat die middelpunt van hierdie gebou is, en laat my daar gaan staan. Nou sê die Bybel in vers 26 en vers 27, en die huis was vol manne en vroue, en al die vorste, hierdie vorste is al die hooggeplaastes van die Filistyne, hulle wat regeer het. En al die vorste van die Filistyne was daar, en op die dak omtrent 3000 manne en vroue wat kyk hoe Simson speel, hoe hulle met hom spot. So dit beteken daar op die dak was daar plek gewees vir die mense om te staan, en hulle kon deur die dak binne hierdie theater, amfitheater, die tempel van Dagon inkyk. En daar staan almal en kyk, dis asof die wêreldvorste en die mense wat daar staan en kyk, toe Jesus aan die kruis hang, is dit asof die wêreldvorste daar voor hom gestaan en kyk het, en al die aandag was vir daai oomblikke op die kruis van Jesus Christus. En hier is al die aandag op hierdie Nasarene, Simson, oë uitgesteek, verneder, en hulle spot met hom, en die oë is op hom. En toe doen Simson iets, in vers 28, hy doen die volgende. Toe roep Simson die Here aan, en sê, ek wil vanmôre vir jou sê, dat dit nie 'n uiterlike roep was, wat die mens gehoor het. Dit is 'n diep innerlike roep. Want Simson, terwyl hy in blindheid was, en waar hy meel gemaal het,
die man tot 'n diep innerlike besef gekom, dat hy maar 'n fout het, en hy het gesondig, omdat hy die verbond met God gebreek het. En in daai toestand, en ek dink jy kan jouself in daai toestand plaas, gaan staan hy daar, en daai hoopvolle wanhoop wat in hom woon, alles wat in mekaar is, doen hy die volgende. Hy praat met die Here, en ek wil jy moet hoor vanmôre, jy wat vanmôre hier sit en dink die Here hoor nie jou hart nie. Toe roep Samson die Here aan, hier binne. En hy sê, Here, Here, dink tog aan my, en versterk my tog, net hierdie keer. O God, dat ek my oor een van my twee kan wreek op die Filistyne. En Samson slaan sy arms op die twee middelste pilare van die huis, een regs en een links, en hy leun teen hulle. En Samson sê, laat my sterwe saam met die Filistyne, en hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste. En op al die mense wat daarin was, so was dan die dooies wat hy met die sterwe gedood het, meer as die wat hy sy lewe gedood het. In Samson se dood behaal hy 'n groter oorwinning as wat hy behaal het toe op aarde gewandel het. Toe die koringkorrel Jesus Christus in die grond val, het hy deur sy dood groter oorwinning behaal as toe op aarde gewandel het. Hoekom sê jy so, pastoor? Sit al die heiliges van 'n lewende God wat gebore is in die dood en die opstanding van Jesus Christus. As hy nie gesterf het nie, kon hy nie opstaan, dan was daar geen oorwinning. So wat is eintlik jou boodskap vanmôre? Want jy het nou baie gesê, wat is eintlik jou boodskap? Dat die vrou moet opstaan en wees wat God haar geroep het om te wees? Ja. Dat die kerk nie moet lekker lê en slaap in gemak nie? Ja. Maar my enige boodskap is 'n versoek aan die Here God Almagtig. Here, nog net een keer. Here, waarlik, voor die bassyne waarlik plaas. Nog net een keer. Moet die Gees uitgiet op alle vlees. Dat ons tog maar net kan wreek teen hierdie God wat die wêreld blind gemaak het, wat nie die krag van die evangelie van die Seun van God kan sien. Net een keer, Here. Net een keer moet U ons vergeef dat ons verbond, Here, so maklik vat as niks. Want jy sien, toe Samson gebid het God gemerk dat hierdie man se hare begin groei. En die hare wat gegroei het God weer herinner, maar ek het 'n verbond met hierdie man gesluit. Daarom sal ek sy gebed antwoord. En vir my en vir jou, wat 'n verbond mag ek vir die Here vra? Here, sal U let vanmôre dat daar op die versoensdeksel bloed is wat spreek van beter dinge. En as U dit werk, halleluja. Daar is se seën op die versoensdeksel. Here, as U dit merk, sal U onthou dat U met ons 'n verbond gesluit het. Dat die kerk van God dan vanmôre ons handjie vol sal opstaan. Dat die Here ons sit tussen die twee pilare. Jesus het gesê die poorte van die doderyk sal jou nie oorweldig nie. Dat ons opstaan uit ons gemaklikheid uit. Dat ons as manne onsself bewaar. Dat jy as vrou opstaan en 'n gesalfde wees soos wat jy geroep is om te wees. En ek wil vanmôre vir jou sê, vrou, daar lê mag in jou mond. Daarom gebeur daar iets wanneer 'n huis van moeders die aangesig van God roep, want dit is asof die Here 'n vrou se hart sien en antwoord, lank voordat hy 'n man se gebed antwoord.
En ek sê dit met alle respek vandag. Ek sê dit met alle respek vandag. Daar's manne wat vandag getuies kan gee hoe hulle oumas en hulle maas se gebede hulle in die huis van die Here in gebid het. Nie 'n pa nie, 'n ma. Amen. 'n Vrou se gebed. Daar lê mag in jou woorde, suster. En ek bid dat God jou wakker maak in jou binneste. En dat die woorde van God sal spreek tot op die dag dat Jesus Christus kom. En vir ons as mans, hou vas aan jou roeping. Moet dit nie laat gaan nie. Moenie so maklik links en regs en dit neerlê terwille van enigiets nie. Amen. Staan op. Ons is geroep om kerk van God te wees. En alhoewel die wederkoms van Jesus nie plaasgevind het die week, gaan die wederkoms plaasvind. Amen. En ek wil reg wees. Ek wil die Here met my gebruik vir 'n laaste maal. Om die blindes se oë oop te maak. Dat die God van hierdie wêreld, wat my geliefdes en jou geliefdes se oë verblind het, om te kan sien dat Jesus die Here is, dat die kerk hom kan wreek deur die blindheid. Halleluja. Vir 'n laaste maal, Here, sal U ons hoor, let op die verbond wat U gesluit het, en ons opwek vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Ek wil jy met die oor vir my sluit, kind van die Here. Vader, ek wil U bid vanmorgen, en ek weet, van maandag af het U met my gepraat. En Here, ek wil myself vanmorgen erken en bely en bekeer voor God, dat ek baie gemaklik, Here, in die slaap geraak het. Gemaklik, Here, gesis. Te gemaklik, Here. Maar vanmorgen wil ek die Here vra om my gebed te hoor. Here, help my oor die vyand te wreek. Dat hy die reg het, Here, om blind te maak is nie so nie. Dat hy die mag het is so, maar hy nie die reg nie. En ek bid U, dat U my vanmorgen, Here, wakker maak, en dat U Gees uitgiet, en dat ek vanmorgen sal opstaan op hierdie plek wat God oor besluit het, en die poorte van die doderyk, Here, sal ons nie oorweldig. Here, wek ons op nog eenmaal, 'n laaste maal, Here, voor die bassein blaas, en die wederkoms van my Jesus, wil ek bid, om net hierdie gemeente op te wek nie, maar die kerk in Suid-Afrika. Here, wek hierdie gemeente op, wek die kerk op, Here, as 'n Simson, net eenmaal, omdat God 'n verbond met ons gesluit het. Dit is die bloed van Jesus Christus, wat spreek van beter dinge. Here, ek wil bid, dat waar ons vanmorgen dink aan manne en vroue wat blind is, dat U daardie skille van hulle oë sal laat afval, dat hulle tog maar sal sien, Here, want hoe lang soek ons al dat God, ons familie, ons broers, ons susters, ons huis, Here, besoek met sy heerlikheid. Ek bid U vanmorgen, hierdie groepie manne en vroue wat U saamgebring het vanoggend, dat U ons vanmorgen sal laat opstaan en opwek, Here, en laat staan, soos wat God beloof. Here het vanmorgen gesê, daar sal 'n liggaam opstaan. U sal weer op hierdie aarde kom wandel, deur die versameling van heiliges. Here het verklaar, ons sal vry wees, ons sal sonder ketTINGS wandel, en U sal die Gees uitgiet op alle vlees. En ek prys U vanmorgen, ek eer U vanmorgen, en ek smeek U, met my te begin vanoggend. Ek sal staan, so God wil ek ontstaan, in die naam van Jesus Christus. En ek wil jou vra, kind van die Here,
As die Gees van God met jou hart gepraat het, wil ek hier met vanmôre opstaan en uitkom. As dit jou hart is, God mee gepraat het, 'n laaste maal, iets wonderbaarliks te doen, nie net in jou lewe nie, maar in die wat rondom jou is, in die kerk van Suid-Afrika, wil ek jou vra om te kom voor. Laaste maal met God. 'n Laaste maal. Samson het gevra, Here, versterk my tog hierdie keer. Here, nog eenmaal. Net voor die blaasyne blaas, sterk ons op. Vader, ek wil U eer vanmôre. Maar dit nie deur krag of geweld sal wees, maar deur die belofte van my Vader. Here, wat U al reeds geopenbaar het, dat dit daardie Gees is wat Jesus met krag verklaar het as die Seun van 'n lewende God. Here, ek bid U vanmôre dat U vir ons sal doen, U self verhoog en verhewe. Hulle wat blind is, Here, deur ons sal laat sien, dat die skille van die oë sal afval, dat die evangelie, Here, sal skyn deur ons lewens, en hulle wat blind is, sal laat sien, in die laaste uur, soos wat U beloof het, Here. Here, ek wil U bid dat my broers en susters, wanneer hulle vanmôre hier opstaan, dat daar nie ketTINGS op hulle sal wees. Here, kan U onthou toe U Gees op Samson was, kon daar niks om gebind het. Daar was niks wat hom kon vashou nie, Here. En ek bid U vanmôre, dat daar ook niks sal wees wat U die huis sal kan vashou nie. Want God het 'n verbond met ons gesluit, deur die bloed van Jesus. En ek wil U prys vanmôre, dat die vrou vanmôre, Here, dat U haar 'n bidder sal maak, dat elke vrou, Here, vanmôre dink, sy nie waardig is, dat God waardigheid herstel, dat sy sal weet, is haar hartse geroep, dat die arm van God beweeg, en ek prys U vanmôre, ek loof U vanmôre. Ek gaan net bid vir hulle wat musiek maak van die Here. Mag ek vra, dat al die pastore vanoggend, vir my vorentoe sal kom, en hier voorkom staan. Ek gaan vir sy staan bid, dan wil ek vir elkeen van die pastore bid vanmôre, dan sal ons vir jou bid. Here, ek wil U prys. Hierdie manne, Here, laaste maal van opstaan vanmôre. Net voordat ons sy plaas, Here. Halleluja. Ek bid vanmôre, Here, vir hierdie huis, want dit is so, Jesus gaan terugkeer. Here, dit is so, hy gaan kom. Here, ek wil U bid vir my vrou, dat sy vanmôre sal sien wat in haar is, Here, 'n goddelike gawe, en dat die Here die woorde van God in haar mond sal laat lê, en dat sy vanmôre sal opstaan en nooit weer na haarself sal kyk, Here, as wat sy kyk nie. Vanmôre bid ek dat sy sal sien wie sy vir die Here God almagtig is, en dat daar mag daar is, dat daar krag in haar is. Here, ek bid vanmôre, hierdie moeder se gebed, die hemel sal haar beweeg, dat haar geroep van trane vir haar huis, vir haar kinders,
kleinkinders, die arm van God sal beweeg. Halleluja. In die naam van Jesus. Amen. Sy is geroepene van God. Sy moet sien vanmôre, so gesag sy het, Here. In die naam van Jesus. Nog net eenmaal. Wek haar op, Here. Christus naam bid ek. En eer U, Jesus naam. Amen, Here. Amen. Prys U vanmôre, Here. Here, ons die wederkoms is hier. Here, maar nog eenmaal. Waarlik, Here, eenmaal. Nog eenmaal, Here. Here, nog eenmaal. Eenmaal. Wek hom op. Eenmaal, Here. Net hierdie keer. Dat U hom kan gebruik. Die blinde oë te laat sien, Here. Om die dowe ore te laat hoor. Dat hulle wat gebind is onder die mag van die duisternis, dat die salwing van God op hom sal wees, om hulle vry te maak, deur die salwing van 'n lewende God, Here, ek bid U. Ek bid U, dat hy vanmôre sal opstaan. Here, U sal hom laat staan in die poorte van die doderyk. En dik sal hom keer, dik sal hom verroep, die Here, om die wil van God te doen in die laaste uur. Ek prys U vanmôre, op net een keer, Here. Hierdie keer, hoe die basyne werklik was, bid ek U. Hy sal opstaan vanmôre, soos 'n sipsel, in die naam van Jesus. Halleluja, prys U vanmôre. Hier is vanmôre, halleluja.
Here, dat die oorwinning in hierdie laaste uur in sy lewe en in sy bediening en in sy gemeente sal plaasvind, Here, groter as ooit tevore. Van al die jare saamgevoeg by God, dat hierdie uur die oorwinning van oorwinnings wees en dat die vyand sal weet, God het met hom 'n verbond gesluit. Dankie, Here, vir oorwinning. Neem hom na sy staanplek, Here, en laat die krag van God deur hom vloei in die naam bo elke naam. En dat die wêreld sal weet, God het 'n godsman opgetel en 'n gemeente geroep om hom te ondersteun. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus en al God se gesalfdes. Sê amen en amen. En as jy gelowige gebid het, loof en prys die Here. Halleluja!
oorwinnaars. En dit maak nie saak wat die duiwel ons kan gooi nie. En ja, Here, ek sê 'n groot ding vanmôre, wat gaan hy gooi, en hy gaan alles uitbraak wat daar is wat hy wil hê om uit te braak. Maar ons weet dit vanmôre, Here, wat God ons loof U. Hy wat in ons is groot. Halleluja! Dankie vir ons families wat verkeerd gekom, Here. Dankie vir elke gebed wat U vir ons antwoord. Here, dankie dat U ons God is. En dankie dat U 'n waarmaker is van U woord. Here, U sê nie iets by U woord wat U God sê, dat wat ons wil vra, sal U vir ons gee. Ons loof U, prys U vanmôre vir hierdie diens. En dankie dat ons U Gees so tasbaar kon ervaar kom in hierdie diens. Aan U, Here, om al die eer en die lof en die aanbidding. Dankie, dankie, dankie. Here, hoe sê ons alles so dankie, as al uit ons hart aan U vanmôre. Dankie vir die voorreg dat U ons God is. Dankie vir die voorreg, Here, dat ons kinders van God genoem kan word. Dat U belangstel in ons en dat U ons uitgekies het, Here, vir hierdie diens. Here, vir elke een wat hier is vanmôre, dat hulle sal vat en sal vashou en sal onthou dit wat God gesê het vanmôre. Here, hierdie op en af lewe is ons moeg voor. Laat ons vandag dit wat U gegee het, laat ons dit sal vat vir hierdie week. Here, en dat U ons woorde sal minmaak, maar oral waar ons beweeg, dat Christus openbaar sal word. Here, en dat die almal wat om ons is, dat hulle sal gesond word, dat die ketting sal breek. Here, dat hulle sal sien, ons het iemand en iets in ons. Here, dat hulle sal hardloop na ons toe, en sal vra, maar wat het jy? Ons wil dit ook doen, sodat ons Christus vir hulle sal gee. Bewaar ons, Here, deur hierdie week, gee ons krag elke dag, en weer eens, Here, baie dankie vir die bloed, baie dankie